Hierdie jaar 2026 gaan een van die bepalende hoofstukke wees in die storie van Doxadeo en die City Changers Movement. Ons jaarthema vat een van die grootste uitdagings vir die kerk vandag vas. Die eerste is die openbaring dat ons gemerk is met sy heerlikheid. Ons identiteit is vasgemaak in die waarheid dat ons met eer en heerlikheid gekroon is, soos wat Psalm 8 dit verklaar. Maar die uitdaging wat Jesus met die nuwe verbond gebring het, is dat ons mekaar moet lief hê soos hy ons lief gehad het. Hy sê dan hierdie woorde: hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde teenoor mekaar het. Ons glo, liefde is die hoogste uitdrukking van God se heerlikheid. Dit openbaar sy karakter en dit wys wie hy is, maar dit wys ook wie ons is. As 'n beweging vertrou ons dat ons bekend sal wees vir die liefde wat ons uitleef, nie net teenoor mekaar nie, maar ook teenoor die mense rondom ons. Ons is 'n familie wat op 'n God gegewe missie is. 'n Missie om ons stad lief te hê, sy mense lief te hê, hulle in die koninkryk in te bring en so lief te hê dat alles rondom hulle begin floreer. Dis wie God is. Omdat sy heerlikheid in ons leef, is ons gemerk met sy heerlikheid, maar ons word bekend vir sy liefde. Terwyl ons hierdie song sing, besef ek weet nie hoe beleef jy dit nie, maar as God vir ons een ding kon gee, ons met een ding los, wat die grootste verskil sou kon maak vir ons in ons elke dag bestaan, is dit 10 teen 1 dit. Sy liefde binne my. Dit is wat ek nodig het om in 'n huwelik wat ek in spanning beleef, iets te kan doen. Dit is wat ek nodig het in die middel van my storm, om perspektief te kan kry. Dit is wat ek nodig het in 'n onsekere seisoen van my lewe, om nog steeds te bly vorentoe droom. Dit is iets wat ek nodig het om my betekenis in te vind. Dis die een ding wat hy binne in ons los. Dis hoekom Paulus ook sê in Romeine 5 vers 5. Hy sê van die hoop beskaam nie. Wat is daai hoop? Is dat hy sy liefde in my lewe uitgestort het deur die Heilige Gees. En weet jy, ons kuier al die hele jaar oor hierdie een ding. Want ons het verlede jaar gevoel, kom ons volg dan die Here in terme van dit wat op sy hart is, wat die grootste agenda punt by hom is hierdie een tema. En soos ons hierdie jaar begin kuier het, gebeur dit dan ook so dat, jy weet, mense dit al kan voel, maar jy weet, hoe lang gaan ons nog oor dit praat? Hoe kan ons 'n jaar stil staan by een tema? Jy sien, en dit is die ding, daar is liefde het 1000 gesigte. Daar is soveel elemente aan dit. Dit beteken in hierdie oomblik een ding en in 'n ander omstandigheid iets anders. Maar sy liefde is alomvattend en dit kom wees genoeg in my lewe in elke omstandigheid en in elke seisoen. En ons het vanuit verskillende hoeke uit die Here toegelaat om net te kom lewe blaas deur sy liefde en hoe ons vorentoe loop, hoe ons vorentoe dink, hoe ons vorentoe kyk, hoe ons na mense kyk, hoe ek na myself kyk, hoe ek hom sien, hoe ek my werksplek sien, hoe ek na my familie kyk. En vandag, as ons so bykie by mekaar kom, so aan die einde van my, is my hart vandag om nie 'n halfuur woord te kom bedien noodwendig nie, maar hierdie is 'n celebration Sunday. Ons voel in ons harte dat ons op hierdie stadium in die jaar wil kom stil staan en ons wil sy liefde kom vier in ons lewens. Ja, ons het gister Street Store gehad waar ons deur Doxadeo bediening 10 teen 1, 15,000 mense in 4 ure bedien het. En dis juist die probleem. Baie keer raak liefde vir mense so 'n groot ding, maar hulle weet nie hoe kan dit hier in my lewe
waar ek is, 'n verskil maak. Die vandag se celebration gaan oor die feit dat soos ons stories kom deel en getuienisse kom deel en videoetjies kom kyk, dat ons raak sien wat die Here nie net op die groot platforms doen nie, maar wat hy in die klein oomblikke ook doen. Amen. Sy liefde is nie net om 'n stad te verander nie, sy liefde is ook om in 'n oomblik na 'n stuk gebrokenheid toe te draai en te sê, maar ek het iets, Romeine 5 vers 5. Sy liefde is in my lewe uitgestort. Here, wat beteken dit in hierdie oomblik? En ek wil nie net ander mense se stories vandag vir jou kom vertel nie. My vertroue is dat jy opgewonde sal raak vandag oor hoe maklik hierdie liefde is wat ons die hele jaar oor praat. Is dit reg so met jou? Vader, baie dankie. Ons draai vandag na U toe. Ons gee vir U die eer vir dit wat U ons kom mee agterlaat het. Dat U liefde in ons lewens uitgestort het en dat dit genoeg is vir elke dag, vir elke moment, vir elke persoon. Ontvang vandag al die eer, soos ons U kom oplig vir wat hierdie liefde vermag in Jesus naam. Amen. Jy is so welkom om jou sitplek te neem en soos ek gesê het, dit is so 'n bietjie van 'n interaktiewe diens vandag. Dis dalk nie waarin jy gewoond is nie, maar ons gaan net so lekker informeel kuier vandag en al hierdie amazing goeders met jou deel. En jy sien, toe ek vandag hier voor staan, toe sien ek daar sulke swart slange daar op hy sitplek langs my. Ek weet nie wat se kind het sy speelgoed hier gelos nie, maar ek het 'n benoude oomblik gehad. En toe raak ek van benoudheid, toe raak ek eintlik meer gelukkig. Jy weet, laat self Satan welkom voel in hierdie plek. Hy het ook kom kuier vandag. Saai, sit jy, waar gaan jy sit? So lekker om sommer te begin by die jongstes in ons gemeente en natuurlik ons laerskoolkinders en ook ons tieners. En ek dink die hart is, soos ons vir Michelle en vir Meyring vorentoe roep, is om net bietjie vir ons help om te sien wat die Here se liefde ook doen in die volgende generasie, so sonder enige verdere Meyring, ek gee sommer vir jou oor. Môre almal. Ja, soos wat julle gehoor het, ek is Meyring en ek is hier betrokke by Hoërskool Centurion. Dit is 'n groot voorreg vir ons om op die stoep van al hierdie tieners te kan wees. Ek dink vandat ons by die skoolsaal ingetrek het, was dit baie duidelik geweest dat die Here vir ons 'n pad oopgemaak het wat baie min ander mense die geleentheid tot het. En ek is regtig baie opgewonde om te kan deel oor wat ons sover hierdie jaar bereik het en harte wat ons geraak het en harte wat ons verander het. Ek wil graag begin deur te vertel van ons onderwyserbelegging. Ons het baie vroeg in Januarie onderwyserbelegging gedoen en dit het maar net verander in 'n oomblik in waar ons vir die onderwysers kon sê, ons is nou al 'n paar maande hier by julle en ons wil net vir julle wys, ons waardeer julle van ons kant af. En dit was 'n baie mooi oomblik geweest waar ons geleentheid gekry het in die personeelkamer om 'n bietjie woord te deel en ook ietsie uit te deel vir die onderwysers. En ek dink dit het vir ons regtig vasgemaak hoe ons intensies hier is om te bedien. Ons intensies is nie hier om iemand se werk oor te neem of iemand se geleentheid te steel nie, maar eerder in te kom en mense se hande sterk te maak. En ek dink regtig ons kan saam met die onderwysers in hierdie skool groot impak maak in die hele gemeenskap, nie net Hoërskool Centurion nie. Verder het ons ander geleenthede gekry en ek moet sê die verhouding wat ons bou dra goeie vrug op die stadium. Ons het geleentheid gekry by die leiers van die skool, hulle noem dit die VLR, so elke graad het 'n klomp leiers en dan is daar ook die leerlingraad van die skool. En ons het geleentheid gekry om 8 keer 'n jaar 'n uursessie te hê met al die leiers van die skool. Ons het selfs nou die groen lig gekry om saam op kampe te gaan, waar leiers aangekondig word en vir die eerste keer blootgestel word aan leierskap, om op daai kampe die gesig te wees en te sê, maar hierso is ons van, Dr. Deus se kant af, om saam met julle 'n pad te stap. En die vrug wat ons sien daarvan is al klaar amazing en ons is so opgewonde vir dit wat voor lê. Om 'n direkte inspraak te hê in al hierdie kinders se lewens is iets wat ons net regtig kan sien die Here al lank voorberei vir ons en ons is regtig baie dankbaar om in die posisie te kan wees. Ons het 'n klomp stories tussen die kinders en ek wens ek het genoeg tyd om vir julle al die stories te vertel, maar ek dink wat die Here regtig gedoen het vir ons hierdie jaar is vir ons gewys, daar's regtig hierdie groot liefde wat ons tussen mekaar kan beleef, wat ons met die kinders kan ervaar, en hierdie liefde van God wat net alles dek. En ek is baie opgewonde om ook deel te wees van Lig. Ons is elke donderdag tweede pouse by mekaar, of hier in die saal of daar voor op die Grasperk,
waar ons met al die kinders wat hulle hand opgesteek het om te sê hulle wil graag geestelik groei of hulle wil graag geestelik dien in die skool. Ons is daar betrokke weekliks en ons doen uitreike saam met lig en ons het 'n groot worship night waar ons selfs ander skole soos Hoërskool Swartkop en Hoërskool Alderrein genooi het om saam met ons te kom worship, om te sê, maar hierdie is waar ons onsself neerlê en gaan sê, maar ons gaan hierdie omgewing en hierdie hele community beïnvloed deur net een ding, en dit is God se liefde. So, dis net 'n vinnige recap van dit wat ons hierdie jaar so ver gedoen het. Ons is so opgewonde vir dit wat voor lê, maar een ding is duidelik, en dit is dat God se liefde regtig tasbaar is hier by Hoërskool Centurion. Goeiemôre almal, soos julle weet, ek is Michelle en ek is ons kinderbedieningsleier en dan is ek ook betrokke by Laerskool Louis Laaipot as ons verteenwoordiger daar. En ek dink ek wil vandag eintlik bietjie my hart met julle kom deel. Ek weet nie wie van julle actually my storie ken as dit kom by hoe ek hier opgeëindig het nie. Maar ja, so ek het gedink dit sal goed wees dat julle dalk bietjie dit hoor. So om te begin, ek het nooit in my lewe gedink ek gaan hier sit nie. Ek het nooit in my lewe gedink ek gaan in ministry wees of 'n kinderbediening lei nie. En die dag toe daar vir my gevra word of ek dit wil doen, het ek regtig na die Here toe gegaan en vir hom gesê nee. Ek dink jy het die verkeerde Michelle weet. Daar's dalk 'n ander een wat soos ek lyk, maar dis nie sy nie. Maar op dieselfde tyd het die Here met my hart kom praat en vir my gesê, nee, vir jou, want ek weet wat ek doen en ek is in beheer. En ek wil jou gebruik. En toe het ek nou maar die tree gevat en nou sit ek hier met 'n amazing kerk en 'n amazing span. En ek dink iets wat ek wil kom deel is dat ek het hier ingestap en gedink, yes, daar gaan nou so baie van my verwag word en ek gaan nou die perfekte Christen en die perfekte mens moet wees, maar intussen tyd die 3 jaar wat ek hier is, het ek self so baie liefde ontvang van almal hier en van almal wat voor my sit en dan mal 10 van al die kinders af. Ek weet nie wie van julle het kinders nie, maar ek dink julle self sal kan sê dat 'n kind is, ek dink die perfekte voorbeeld van liefde. Alles wat hulle doen, alles wat hulle sê, alles wat hulle dink, kom net uit hierdie mooi plek van liefde en ondersteuning. En ek dink dit is vir my een van die grootste voorregte om te kan sê dat ek daai tree elke dag saam met elke kind kan stap in ons gemeenskap. So ja. Amen. Dit is ons so lekker om vanoggend van hierdie stories te deel en ek dink nie ons moet ooit die krag van stories onderskat nie. In die eindig hier by Openbaring en sê dit ook die vyand is oorkom met die wat? Die bloed van die kruis, maar ook dis die woord van hulle getuienis. Dis die woord van die stories en ons wil vandag stil staan en ons gaan op verskillende formate ook, soos wat ons gesê het, ons gaan vertel hierdie stories. Ons gee al vir die storie weer, ons gaan videoetjies saam kyk, maar ons het spesifieke mense gevra wat in die laaste 6 maande in ons kerkfamilie en ons geloofgesin deur moeilike tye gegaan het en iets beleef het van die liefde van die Here deur mense na hulle lewens toe, om 'n persoonlike brief te kom skryf wat ons dan aan julle gaan lees. So hierdie is nie ek wat vir jou 'n storie net wil vertel nie, ek wil vir jou die woorde lees van hierdie gesinne, van hierdie mense. So ek wil eerstens begin vandag met 'n gesin wat aan ons die volgende geskryf het. Hulle sê 'n dankie aan Doxadayo Littleton, ons kerkfamilie. Van die eerste oomblik af het ons welkom gevoel met oop arms. Ons het nie net 'n gemeente binne gestap nie, ons het werklik tuis gekom. Dit het gevoel asof ons sommer dadelik in 'n familie ontdek is waar ons saam kan stap, saam kan dra en saam kan bemoedig. As 'n enkel mamma voel ek regtig so bederf dat 'n kerkfamilie werklik uit hulle pad gegaan het om ons te kom ondersteun en om vir ons te kom wys ons nie alleen is nie. Dit het ons diep geraak dat ons so opreg en dankbaar hier kan instap. Elke glimlag, elke stukkie liefde wat ons ontvang het. Ons wil kom dankie sê vir julle vir 'n veilige plek wat julle geskep het. 'n Plek waar ek en my gesin kan groei, waar ons kon genees en waar ons kon behoort. Deur geestelike begeleiding, deur die kursusse, deur die ondersteuning en inspraak,
Dit beteken vir ons meer as wat woorde reg kan sê. Ons groei, ons leer en ons voel versterk. Mag God julle ryklik seën in die manier waarop julle mense se lewens aanraak. Hierdie gesin het na ons toe gekom as deel van die Life Center bediening waar ons gesinne in moeilike tye bystaan. Het ons ondersteuning gebied op selfs net 'n eenvoudige praktiese vlak. Julle sal dit nie glo nie hoeveel mense daar hier is tussen ons. Wat skaam kry om net te sê ouens, hoor jy, ons gaan deur 'n moeilike tyd. Ons sukkel, ons trek swaar en hier's mense wat hier sit wat bydra tot daai tasbare liefde om mense te kom ondersteun, selfs met eenvoudige goed soos kos vir die week, 'n baadjie in winter. En ons dis hoekom ons kerk is, dis hoekom ons liefde is. 'n tweede getuienis storie is 'n gesin wat die volgende skryf. Het sê ons het aan die einde van 2025 het ons besluit om Doxray Littleton ons nuwe tuiste te maak. En ons het lank gewonder of ons dit moet doen. Hulle sê jy weet mos hoe kan mens wees? Baie van julle sê ons kyk nie eendag terug nie. Ons het dadelik gevoel asof ons hier behoort. Ons het vuur en vlam ingespring en ons het so vinnig as moontlik probeer betrokke raak by van die bedieninge binne in die kerk. Maar ons het egter in daai tyd het ons finansiële krisis teëgekom. En ons spoed was so 'n bietjie gebreek. Ons het lank geworstel op ons eie. Ons het lank sleg gevoel om daaroor te praat. Maar saam met dit het daar ook 'n paar ander dinge begin skud rondom ons. En dit was op die punt waar ons amper begin sê het hierdie is nie meer die moeite werd nie. Rondom die hemelvaartdiens het God groot skuwe kom maak in ons hart en gees. Ons het vorentoe gegaan vir 'n gebedsoomblik, 'n bedieningsoomblik en die Here was in daai oomblik vir ons so tasbaar. In 'n paar sekondes het die gevoel van alleen worstel verander na 'n gevoel van die Here is werklik met ons. Terwyl ons bid, voel ons hierdie hande op ons skouers van mense wat rondom ons staan en dadelik voel ek asof hierdie las nie meer alleen gedra word nie. En sê die beauty van hierdie aand, van hierdie oomblik is eintlik die volgende, is dat hulle het as 'n gesin saam besluit om 'n pot sop te maak vir die hemelvaartdiens, waar ons almal net lekker saam gekuier het en mekaar bederf het. Maar min het ons geweet dat dit die laaste groente in die huis sou wees, wat hulle toe 'n pot sop mee maak. Met hierdie gehoorsaamheid en van hierdie boodskap wat hulle ontvang het in daai bediening daai aand, het hulle fisies, weet, in 'n aand van gebed en bediening, het hulle iets daar beleef. Dit is die nagmaal, dis die olie, dis die kruis, en ons het die Here se liefde begin tasbaar beleef. Ek ervaar dat die Here 'n saak het met ons, 'n saak het met ons lewe, 'n saak het met ons situasie, en hy sien ons harte, hy sien waar ons hier staan, en nou, van hier af, keer ons nie terug nie. So die beste van alles is dat die kinders het begin om regtig in te skakel, vriende te maak hier by die kerk. En een aand bring die kinders bietjie olie, 'n Sondag aand by die huis aan en sê, "Pappa, kom ons bid saam vir die week wat voorlê." En die Here het van daai dag af, van die laaste ruk, van Hemelvaart af, 2026, amazing goed kom doen deur die kerk en sy mense. En laaste afsluitingsboodskap is ek sal die Here ewig dankbaar wees vir die rol wat die mense in ons kerkfamilie, in my huis se welstand gespeel het. Amen. Amen. Kan ons die Here net 'n lofoffer gee vir dit? Dis incredible. Ons het soveel van hierdie stories, ons is op hierdie stadium met ons al ongeveer 10 gesinne, het ons bygestaan hierdie jaar sover, wat hierdie stories vertel. Wat deur ons Life Center en ons Help Our People Eat, waar ons weekliks net na mense toe kon draai, van geestelik, fisies en selfs net emosioneel, net begeleiding en bemoediging. So ons is so dankbaar vir dit, is incredible. Ja. Ons gaan sommer saam kyk na 'n video, ons het in hierdie week het ons 2 getuienisse afgeneem, wat ons ook net sommer so vir jou wil wys. So jy is welkom, sit saam met ons terug en dan kyk ons die volgende video saam.
Hallo, my naam is Edwan. Ek is 'n matrikulant by Hoërskool Centurion en ek is 'n lid van Fusion by Doxydale Littleton. En ek is vandag hier om my storie te deel. My storie begin lank vir my by my ma. My ma het toe sy jonger was, voordat ek gebore was, deur 'n baie moeilike tyd gegaan wat ons as kinders baie negatief beïnvloed het en dit het gelei daartoe dat ek nie by my ma verder kon bly nie. Ek ingeneem was deur die gemeenskap en deur mense vir wie ek baie lief is. Mense wat ek nie eintlik fisies bloedverwant is aan nie, maar mense wat my werklik lief het en vir wie ek baie lief is. Nou, toe ek by hierdie mense kon bly het ek baie meer geleenthede beleef as wat ek gewoonlik by my ma sou beleef het. Ek met die voorreg gehad om aan sport deel te neem, om gewoonlik kerk toe te gaan wat ek eintlik nie met my ma kon doen nie. En ek kan ook fokus op akademie waar ek nou 'n hele paar onderskeidings kry en 'n gemiddeld bo 80 handhaaf. Boonop dit het ek ook 'n tuiste by Fusion gekry, by 'n plek waar ek my geloof so baie kon groei in die laaste 3 jaar, wat ek betrokke daar is en 'n gemeenskap kan beleef waarvoor ek so lief is. Wat my sal bystaan, net soveel soos wat ek hulle sal bystaan. Fusion het vir my 'n baie groot geleentheid gebied om geliefd te word, maar ook mense lief te hê. Ek ervaar baie keer nou waar ek mense met 'n blye hart Fusion toe wil nooi en sê soos hoorie, ek wil hierdie vir jou ook beleef. En ek dink dit speel ook 'n groot deel van ons Fusion familie, want dit is altyd ons doel om mense nader aan die Here te bring. Die wêreld het nie my storie geskryf nie. As die wêreld het, sou ek op 'n baie ander plek wees. Maar die Here het my storie geskryf en die Here se liefde en sy genade werk deur my lewe en ek kan bly wees om te sê ek het dit al ervaar en ek beleef dit tans. En ek is op 'n plek in my lewe waar ek die Here se liefde self ervaar en nie vir myself wil hou nie, maar dit aan mense wil openbaar en vir mense eintlik wys hoe lief die Here vir hulle is. Alhoewel my omstandighede nooit ideaal was nie, kan ek met 'n blye hart sê dat ek die Here se liefde in my lewe ervaar het en aanhou om die Here se liefde in my lewe ervaar. Vandag celebrate ek die liefde en die genade van die Here en die mense om my in my lewe. My naam is Jessica, ek bedien by Fusion. Die jaar was vir my en my familie 'n baie moeilike jaar. Daar was finansiële uitdagings, ons moes trek en my ma was met velkanker gediagnoseer. Die leierskap van Doxydale Littleton het gesien dat ek swaar trek en hulle het my verwys na die Storms van die Lewe kursus toe. Die eerste aand van die kursus het hulle gevra dat ons oud moet toemaak en ons moet onsself verbeel ons is in 'n skip op die see met die mense naaste aan ons en ons moet vir Jesus innooi in die skip in. En toe ek my oë toegemaak het om die prentjie te sien, was ek alleen in my boot en dit was bietjie scary. Ek het besef hoeveel mense ek wegstoot omdat ek alles alleen wil doen, maar ek het ook besef dat ek 'n kind van God is en dat daar soveel mense om my is wat omgee oor my en dat ek nie alles alleen hoef te doen nie. Deur die res van die stormskursus het ek baie goed geleer van myself. Ja. Ek het geleer hoeveel emosies ek wegsteek en hoeveel pyn ek kan vashou, maar ek het ook besef dat ek nog steeds 'n kind van God is en dat ek nie altyd okay hoef te wees om God se liefde te verdien nie. Ek kan nie sy liefde verdien nie. So die kursus is nog nie verby nie, maar ek is so dankbaar vir elke liewe persoon daar wat my accountable hou. As ek sê ek gaan iets doen om my lewe bietjie beter te maak, dan vra hulle vir my die volgende week, het jy dit gedoen? Ek is dankbaar vir die geleentheid en ek kan sien hoe God met liefde my perspektief verander en my wonde gesond maak en ander mense se wonde ook. Wow, kan ons dit net celebrate, net waarmee die Here besig is. Amen. Ek wil 'n storie met julle deel. Ons het so rukkie terug ons enkel mamma bederfdag gehad. Ons doen dit elke jaar en ons vra toe vir een van die mammas om vir ons bietjie net terugvoer te gee oor hoe sy dit beleef het en hier was haar response. Ek het hierdie jaar weer die enkel mamma bederfdag bygewoon. Verlede jaar was dit ongelooflik spesiaal, maar ek het nie besef hoeveel my lewe binne net 1 jaar sou verander nie. Ek het besluit om weer te gaan, omdat ek net vir 'n rukkie wou uitkom
van die 4 mure om my en asemhaal. Toe ek daar aankom, is ek opnuut bederf. Ek het soos 'n koningin gevoel, soos 'n prinses. Ek het geliefd en raak gesien gevoel. Hierdie jaar het egter baie uitdagings gebring. Ek het my huis en my werk verloor en my honde moes na 'n shelter toe gaan. Ek moes afskeid neem van mense wat vir my baie beteken het. 'n Paar mense afgestaan aan die dood en natuurlik ook die honde. Dit het gevoel asof alles wat ons gehaat het van ons weggeneem is. Deur hierdie moeilike tyd het my perspektief verander. Ek het besef dat elkeen van ons eie kruis dra. Wat vir een persoon swaar is vir hulle werklik swaar en daarom kan ons nie ons stories met mekaar vergelyk nie. Tog kan ons dankbaar bly, want wanneer jy ander mense se verhale hoor, besef jy dat jy nie alleen is in jou stryd nie. Die liefde en ondersteuning wat ek deur die kospakkies en ander forme van versorging ontvang het, beteken ongelooflik baie vir my. Selfs iets soos 'n gratis facial het vir my soveel beteken. Ek het besef dat ek 7 jaar gelede 'n facial gehad het. Dit was regtig 'n besondere bederf. Wat ek ook geleer het, is dat elke mens 'n storie het. Jou storie is joune. Erken dit, aanvaar dit en moenie bang wees om dit te own nie. Elke keer wanneer ek by die enkelmamma bederfdag instap, besef ek hoeveel enkelmammas daar sit wat soms nie raak gesien voel nie. Tog is elkeen van ons kosbaar in God se oë, soos 'n unieke blom met haar eie skoonheid en doel. Daarom het ek die blomtema hierdie jaar baie van gehou en dit het my diep geraak. Ek het weer eens besef, ek maak saak, ek word gesien, I am beautifully and wonderfully made. En ek het opnuut waardering gekry vir die klein dinge, 'n stukkie koek, 'n geskenkbewys, 'n vriendelike gebaar. Dit is dikwels juis hierdie eenvoudige oomblikke wat ons herinner dat ons geliefd is. Amen. Amen. Ek seker julle ken vir Andrei van die verhoog af. Hy is deel van ons worship team. Hy is een van die vocalists en ek het hom sommer gevra of ons as span het hom sommer gevra of hy nie sy storie wil kom deel. Hulle bly in Daspoort. En dis nogal 'n entjie, né? Kan ons net champion dat hy hier is omtrent elke week. En wat vir my so amazing was, ek en Andrei het so rukkie terug 'n gesprek gehad en hy het vir my vertel hy het hierdie gebedsgroep gestig by sy huis. En kom ons hoor wat het Andrei te sê oor daai. Hallo. Ek en Helenae het seker so 2024 begin, ons het vir ons kerk gesoek en ons het toe nou hier by Littleton opgeëindig en het soos tuiskoms gevoel. En Cora na deel geword van die worship span, maar Helenae bly in Centurion en ek in Daspoort. En ons het net gevoel, ons korte gemeenskap daar in Daspoort, ons het familie en vriende wat ook geestelik moet groei. En ons het toe besluit om 'n groep te stig. En wat 'n Bybelstudie was, het toe naderhand 'n gemeenskap geword. My sussie hulle teken in elektronies van Leidenburg af en join ons elke Dinsdag aand op die Bybelstudie. Ons doen kos en sulke tipe goeders. En ja, ek dink wat oppervlakkige vriende was, het naderhand geestelike familie geword. Laas jaar tydens die groot haalstorm het een van ons gesinne 'n vreeslike haalstorm gehad. Dit was net ys oralste gewees. En gewoonlik sou mense net stuur, laat weet maar ons jou kan help, wat ook al, maar dit is instinktief, dit is nou jou familie, jy gaan net en jy gaan help, jy gaan gee kos, jy help om daar te doen soveel wat jy kan, en ek dink dit is die verskil wat dit maak om deel te wees van 'n gemeenskap. En ek besef ook net, dit is ontsettend maklik, ons is besig, maar ons spandeer 3 ure 'n aand om social media video's te kyk of TV te kyk en ons sluit onsself eintlik af van ander mense af. En 'n mens kom net tot die besef jy moet daai besluit maak om aktief met mense 'n verhouding te bou. En ek is net dankbaar dat die Here daai gemeenskap vir ons kon skep. Ek dink jy hoor vanoggend 'n klomp uiteenlopende stories. Stories wat in verskillende rigtings gaan. Wat ons hart is laat ons al raak sien.
is dat God se liefde besig is om te werk op soveel verskillende maniere en ek is seker elkeen van julle wat hier sit het sulke stories om te vertel. En ons wil nie stories kom isoleer en sê hierdie is beter as daai of hierdie is groter as daai nie. Ons kies net vandag 'n oomblik waar ons net stil staan en sê Here, U liefde is goed vir ons lewens. Dit maak 'n verskil in hoe ek elke dag hierdie gebroke lewe ervaar en hoe ek dit navigeer. En kom ek vat jou sommer heeltemal na 'n ander rigting. Ons het so 'n paar weke terug het ons begin die storie met jou deel oor Club 21. Nou Club 21 is 'n NPO. Dit is 'n learning center, maar hulle het nie net een learning center nie. Ek sien hulle het eintlik 5. Daar's in Mpumalanga, Nelspruit, Helderberg. Daar's 'n klomp oor die land, maar daar's ook een hier in Doringkloof. Nou hulle fokus op die ontwikkeling van Down-sindroom kinders. En ons het ietsie van daai storie kom deel, want Mattie is deel van die family hierso en Marlene Johannes hier ook by ons. En dit is net so amazing om te sien hoe God se liefde werk. Ons dog dit is maar net een kant en ons is net, jy weet, ons het nou ontdek hier is 'n bietjie van 'n behoefte, jy weet, so 'n bietjie van 'n random projek. Maar toe ons connect met die storie en ons begin bietjie nader staan aan dit, toe kom ons eintlik agter dat Doxa Dayo op die executive committee leiding en strategie bring dat ons as Doxa Dayo al redelik, ons is al lankal betrokke by Club 21. Maar die grootste gedeelte van hierdie storie vir my is net hoe eenvoudig dit is vir God se liefde om te vermenigvuldig. Ons voel almal, ons het nie genoeg in ons hand om regtig hout te kan slaan nie. En hierdie ding het begin, dit was langer as 'n 4 jaar proses, waar Nicolette van Wyk, was net 'n mamma, met die skoolhoof gaan praat het. En gesê het, ek het net iets in my hart oor Boekebos, hierdie biblioteek, hierdie opportunity vir kinders om net verder, jy weet, te kan floreer. En sy het ook nie lekker geweet wat om met hierdie begeerte in haar hart te maak nie. En skielik was daar 2 nuwe mense wat ingekom het. Net toe mense begin praat oor hierdie ding, toe is daar 2 nuwe mense wat hande vat. En een van hulle het 'n connection by Marula Media en hierdie ding begin snowball. En wat jy vandag op die skerm gaan sien is die eindproduk net van 'n droom, 'n begeerte in iemand se hart. Iets so kleins, iets so eenvoudigs. Maar jy kan net kyk na die kinders se gesiggies en jy weet, maar dit is liefde en dit maak 'n verskil. En ek wil jou so kom aanmoedig deur hierdie storie. Maak nie saak hoe min jy in jou hand het nie. Liefde sal altyd vermenigvuldig. Dit is die Markus 6 storie van die broodjies en die visies. Want dit is gebore ook vanuit 'n plek van liefde. En waar daar 'n stukkie liefde is, eindig dit nooit op dieselfde vlak nie. It snowballs. So, kyk gou saam met my na die uiteinde, die ander kant van daai storie. Ons het so 'n bietjie blootstelling gegee hier in die gemeente. En as hierdie ding vandag met jou hart praat, jy gaan Google net Club 21 en jy kan sien, daar is vele maniere hoe 'n ou kan betrokke bly. Maar so 'n mooi storie, net van ietsie kleins wat in iets so groots ontaard. Ons is vandag hier by die opening van Boekebos. Boekebos is 'n hartsprojek van Marula Media waar ons 'n biblioteek gebou het vir Club 21. En toe ons nou die dag hierdie container hier kom neersit het een van die kinders binne toe gehardloop, rondgedraai en geskree, "Debbie, I love this," vir een van die juffrouens. En dis wat hierdie projek so besonder maak, is om werklik 'n toekoms vir die kinders te bied deur middel van boeke, deur middel van lees. En ons is so opgewonde vir die skool om hierdie te kan gebruik. Baie dankie almal. Baie dankie dat julle gehelp het. Ons stroom vooruit. Kyk mooi is Boekebos. Kom ons gee vir hom 'n hande klap. Ons eie klein ambassadeur hierso van Club 21. En Marlene sê vir my dit is hom net 'n amazing belewenis en klein goedjies ouens, klein goedjies in die regte rigting maak altyd 'n groot verskil. So ja.
Okay, ek wil nog 'n storie uit die worship team uit met julle deel en ek seker julle ken hierdie twee mense wat nou op die skerm gaan wys. Wel, ten minste die dame wat in ons worship team is. Hulle kon ongelukkig nou nie hier gewees het vandag nie, maar hulle het hierdie vir ons geskryf sodat ons dit kan lees vandag. En hierdie is nou Pieter se pa waaroor ons nou gaan praat. Op 21 Januarie 2026 het my pa ingegaan vir 'n roetine-operasie om 'n gedeelte van sy dikdarm te verwyder nadat hy lank met inflammasie en pyn gesukkel het. Ons was voorberei op 'n paar dae in die hospitaal, maar nie op wat gevolg het nie. 'n Dag na die aanvanklike operasie het my pa 'n beroerte gehad. En nog voordat ons dit kon prosesseer, moes hy vir 'n noodoperasie vir septisemie ingaan. Min wetende dat daardie middag die laaste keer in byna 'n maand sou wees wat ons hom wakker sou sien. Wat ons gedink het 'n kort hersteltyd sou wees, het vinnig verander in weke van spanning en onsekerheid. Vir dae aaneen moes ons stoei om aan te hou glo, terwyl jou gedagtes 'n heel ander prentjie probeer skets. Op 'n stadium het die dokters selfs nie meer antwoorde gehad nie. 'n Vriend het opgemerk dat die situasie nou in miracle territory is. 'n Plek waar die mens nie meer enige beheer het oor wat gebeur nie. Net die Here se genade kon hom red. En hy was reg. Op 4 Maart, na amper 2 maande in die hospitaal, 41 dae in ICU, 2 beroertes, 4 operasies, ventilator, sorg, dialyse, ernstige infeksie, 'n nuwe auto-immuun diagnose, baie gebede en baie trane, is my pa uit die ICU ontslaan en oorgeplaas na die rehabilitasiesentrum, waar sy herstel uiteindelik kon begin. Daar moes hy letterlik weer leer loop en praat en weer leer eet en sy krag stukkie vir stukkie begin terugkry. Met God se genade is my pa einde April permanent terug huis toe. Die herstelproses sal nog vir maande aanhou, maar ons kan vandag terugkyk en sê die Here was vir ons goed. Hy het ons gebede verhoor. Selfs wanneer ons alleen gevoel het, was ons nie alleen nie. Deur hierdie donker seisoen het die Here sy mense gestuur om ons te dra. Mense wat tyd gemaak het om te luister, saam te huil, saam te glo en somme daar en dan saam met ons te bid. Ons het sy genade, vrede en troos beleef op 'n manier wat moeilik in woorde vasgevang kan word. Ons is dankbaar vir God se genade wat groter is as enige diagnose, enige statistiek en enige onsekerheid. Hy is steeds die God van wonders. Amen. Hoe amazing is dit? Ons gaan vir Kobus vra om 'n storie te kom deel met ons. Julle almal weet wie Kobus, né? Hy is hier by Arinel apteek. Ja, julle kan vir my 'n ander klapie gee. Ons local pill pusher. Kobus is welkom om met ons net 'n storie te deel. Hallo julle. Ja, soos julle weet, apteek kan baie keer nogals 'n magneet wees vir mense wat gebroken is en nie net gesondheidshulp soek nie, maar emosioneel ook en al daai klas en goeders. Maar daar is een spesifieke geval waar ek het vinnig wil deel oor hoe ek God se liefde ervaar in die werksplek. En dit was 'n kollega wat regtig waar nogal deur 'n moeilike tyd gaan. En ek was aanvanklik nie bewus daarvan nie, maar toe dit onder my aandag gebring is, toe het ek dadelik ingespring en probeer kyk waar kan ek help. Ek het vir my gevra, weet hoe kan die kerk dalk bydra, weet, en hy het toe met my geshare min of meer weet hoe kospakkies lyk, want ek het eintlik geen idee wat so goed mense nodig het. Want dit was maar die nood was maar kos en finansies en so aan. Ons het toe ingespring en ek het een van die dames gegryp en ons is net dadelik Shoprite toe en ons het gou 'n hele trolley vol goed gaan koop. En het net vir hom gegee en gesê, luister, hierso, gaan vat die goed huis toe, hierdie behoort julle uit te sort vir weet, 'n paar weke of so, maar dis die beste wat ons nou vir julle op die stadium kan doen. Maar dit het nou nie daar gebly nie. Ek het gevoel, daar is iets bietjie meer as net 'n finansiële hulp of 'n emosionele hulp, for that matter.
En ek het toe dit goed gedink om vir hom en sy vrou in te skryf vir Storms van die Lewe. Net omdat ek voel dis dalk net 'n tool wat hulle kan kry om bietjie saam te journey en dalk iets te beleef van God se liefde, nie net, want ek dink nie hulle kry dit regtig daar waar hulle is op die stadium nie. En so ja, ek het dit toe gedoen en dit voel vir my nou of dit meer soos ek het nooit gedink 'n jonger persoon kan 'n ouer persoon mentor nie, maar dit voel vir my dit beweeg in daai rigting. En dis vir my nogals amazing om te sien hoe die Here deur my werk om actually moeite te doen met die persoon en seker te maak hy kry dit wat hy moet kry in terme van ondersteuning, nie net finansiëel nie, maar ook emosioneel en net iemand om mee te praat en om bietjie te guide en al daai klas van goeters. Maar ek dink die belangrike aspek van hierdie is ook om gehoorsaam te wees. Want baie keer ervaar ons liefde, maar ons is nie gehoorsaam genoeg om iets daaromtrent te doen nie. En so ek dink dis nogals belangrik vir my gewees om daai gehoorsaamheid net te vat en actually oor te gaan in 'n stap in. Maar ja, dit is een voorbeeld, dit gebeur baie dat ek met sulke goed gechallenged word en ons help waar ons kan, maar ja, dit is lekker om so iets te kan deel. Amen, dankie Kobus. Ja. Liefde in die werksplek, liefde in aksie. Ons gaan na die skerms draai net vir 'n oomblik net getuienisse hoor uit liefde uit ons groepe en ons gesinne uit. So julle is welkom saam met ons te kyk na die volgende stories. As mense met serieus nie, laat ek gaan net gaan. Ek is nie, ek is Mala. En ons is nie, het weer die potjiekos kompetisie gewen. Ek en nie wat sê. Nee, maar ons gaan dit serieus. Ons gaan dit doen. Hallo, ons is Nick en Mala. Ons is die selfgroep wat altyd die potjiekos kompetisie wen. En ons is baie happy hierso. Ja, so die ding van die klein groepe vir my is, ek het ook aan die begin gedink toe ons die klein groep gaan begin, laat, jy weet, ek moet die Bybel ken met hulle noem jy is mos nou die selleier, maar wat ek agtergekom het is, ek dink ek leer definitief meer by die mense as wat hulle by my leer. Ja, jy hoef nie 'n Bybel van voor of agter te ken om 'n selgroep, ek noem dit fasiliteerder te wees nie. Jy moet net bereid wees om jou huis oop te maak en die mense in te nooi. Ja, ek wil eintlik sê hoe trots is ek op my man, want dis eintlik as gevolg van my, ek wil altyd dingetjies doen, die selgroep en ek het hom basically daarin geforseer en hy is amazing deesdae daarmee, dit is regtig vir my lekker, ek is trots op jou en die mense leer baie by jou en dit is regtig lekker. Dit voel vir my ook, ek het jou beter leer ken met ons selgroep. Ja, hierdie gaan eintlik oor community, jy's my man in my huis, maar met die selgroep leer ken ek my eie man ook beter. So dis regtig lekker. Selgroep in ons lewe, in ons huis beteken vir ons baie vir die kinders ook. Hulle is elke keer kwaad as ons dit afstel of uitstel, want die kinders wil net jol. Maar dis regtig lekker. Ons klomp mense wat eers vreemdelinge was van mekaar, kom by ons huis by mekaar en ons spandeer net tyd saam in God se woord, ons bid vir mekaar, almal hierdie vrymoedigheid om vir ons te sê, as daar iets fout is, enigiets, en dan kom ons net agter, meer van ons het actually dieselfde tipe probleempies, en ons bid lekker saam met mekaar, ons volg op, gaan dit beter. Ek dink ook nie is net ons wat opvolg nie, want weet tussen die selgroep, die mense in die selgroep, so die groep kom by mekaar, en dan, jy weet, ons hoor hierdie en het nou daai probleem. En dan, dan sê iemand anders vir my,
het jy gehoor dit gaan nou beter daar, ons het gebid en dit gaan nou beter. Jy weet dit is nie net ons wat opvolg nie, die groep volg onder mekaar op. So dit is daai genuine ding van daai community en dit is waar, dit is ek wil nou sê met mense wat regtig omgee. Dit klink verkeerd. Dit is nie dat die kerk nie regtig omgee nie, maar omdat dit meer intiem verhouding is dit 'n ding van jy weet die mense reik uit na mekaar toe en dit is so van hierdie een gaan in vir daai operasie. Dan jy weet dis nie jou beste vriend nie, ek braai nie elke naweek met daai ou nie, maar ek gaan vir hom vra, ek gaan sê luister, hoe was dit met jou operasie, hoe het dit gegaan? Is daar iets waarmee mense kan help? Jy weet, dis daar kan jy weet, is jou voet af of wat ook al, kan jy nie bestuur nie, kan ons gaan help met die kinders, jy weet. En is nie en dit kom nie net van ons af nie, dis in 'n hele groepie so wat mense so omgee en daai liefde uitstraal en ek dink dis wat nice is. Maar weet jy wat laat my nou dink toe jy sê wat dit is mense wat omgee. Jy sê nie die kerk gee nie om nie. Baie mense dink dit is die kerk se verantwoordelikheid om altyd in te check, op te check van as iemand nou, hoe moet die arme pastoor of dominee van almal weet wat in 'n gemeente aangaan, verstaan, en dit is wat ek voel. As jy in 'n klein groepie behoort, daar weet jy die intieme goed, die goedjies. Dit is soos rarig, dit is net amazing, die verhoudinge, die omgee, die liefde, die trust wat mense in ons in die klein groepie, selgroepie het en ja, dit is rarig net lekker. Goed, ek is Jabes. My vrou is Rita en my kinders is Cecilia en Arno. Rita is 22 Desember gediagnoseer met kanker. Sy is toe deur die loop van 2023 deur 'n paar operasies en dit het goed gegaan van toe af deur 2023, 2024 tot begin 2025 is sy nou weer gediagnoseer dat die kanker teruggekom het in haar longe en toe het sy so 5 sessies chemo gehad en toe daar was nog 7 sessies beplan, maar toe het sy intestinale probleme gekry waarvoor sy toe lang tye in die hospitaal was en toe moes hulle die chemo stop. En ja, so dis nou net 'n bietjie agtergrond om ons storm te verduidelik. So daai tyd van verlede jaar het aangegaan tot die begin van die jaar waar sy deur operasies is en tye in die hospitaal. En in daai hele tyd van die begin af tot met veral laas jaar en tot nou toe, kan ons getuig eerstens hoe die Here ons bemoedig en dra, selfs in die tye wat mens al die verskillende emosies beleef. Ja, ek was op 'n stadium kwaad. In daai tyd het die Here my bemoedig deur dieselfde skrif oor vir my te gee dat Rita genees is deur sy wonde. En dit gee jou hoop. Ek kan net getuig, daai vrede ook met alle verstand te bowe gaan, dit bestaan regtig. En die vreugde, sy vreugde wat ons krag is. Hy gee jou die geloof en die hoop om voort te gaan. En dan uit ook deur al die mense wat hy om ons geplaas het hy ons sy liefde bewys. Jy weet, prakties kan ek sê ook die tasbare en ontasbare dinge soos mense het vir ons kos gebring en veral in die tye wat Rita in die hospitaal was, baie ook fondse gegee anoniem dat ons kan kos, iemand lewer vir ons kos of ons ontvang dit net. So en ook hospitaalbesoeke, huisbesoeke, boodskapies, oproepe, die gebede, mense se gebede. Dit ons kon geestelik, emosioneel, partymal liggaamlik selfs ervaar hoe mense se gebede ons gedra het. Dit is daai krag wat jy weet nie uit jouself is nie. Jy weet, dis iemand anders wat jou dra. Jy weet, dit voel asof iemand jou optel en vorentoe dra. En dis net asemrowend om te ervaar in die storm. Ja. Ek wil net sê, Mala Nick, julle hoef nie dit in te vryf nie, hoor. Dis nie nodig nie. Ons weet julle die potjie kos gewen. Maar
dis nie liefde nie, hoor. Liefde is as jy daai gee vir die ouens wat so gesukkel het om 'n bootjie te bou. Hoor hierso, daar's 'n miljoen stories. Ons kan 'n hele week lank na hulle luister. Ek wil vanoggend net so 'n bietjie iets sê, net in jou hart losmaak, net in die manier hoe jy kyk. Kerk is soveel meer as wat ons partykeer beleef, jy weet 'n 30 minute preek, ons worship so 'n bietjie, ons gaan huis toe, maar nie agtergrond. Wil ek vir jou vra, moet nooit opgee op die Here se liefde nie. Jy kan vandag sien, daar is soveel elemente, soveel fasette van sy liefde. Ons dink partykeer, jy weet, liefde is wanneer ons wil die groot goed sien. Ons wil sien as 'n ou wat dood is weer die dood uit opstaan. Hierdie is net so belangrik. Al die storieetjies wat jy vandag hoor. Want agter daai stories is daar mense wat in die ontvang kan staan van dit. En dit beteken vir hulle regtig baie. Dit help hulle deur seasons. Dit help hulle om regop te bly. Vir elkeen van hulle beteken dit die wêreld. En al hierdie goeders wat ons vandag so 'n bietjie deel, wil ek net vir jou sê, julle het dit ook maak werk. Hierdie is nie die kerk wat vir jou vertel wat die Here mee besig is nie. Hierdie is ons wat vanoggend net mekaar herinner wat die Here deur jou lewe klaar doen. Dis amazing. Want al hierdie stories sluit soveel van ons mense in die agtergrond en dit is ons kan vir weke hieroor praat. Ek wil so 'n bietjie kom aanmoedig vandag om nie op te gee nie. Moet nooit aan jouself kyk en net 'n leë hand sien. Maar sien ook wat God kan doen met 'n oop hand. En dit verander spasies, dit verander dinge, dit verander harte. Dit gee vir mense weer hoop. En ons gaan in 'n tydjie waar ons net so 'n bietjie saam as 'n familie gaan nagmaal vier. Ek dink wat die elemente op die tafel doen, wanneer ons die broodjie neem en ons neem die druiwesap, dit kom herinner ons nie net nie, dit doen dit, ja, maar dit herinner ons nie net aan sy liefde nie. Maar dit help ons ook om dit in 'n oomblik net weer te beleef, op 'n tasbare manier. En ek wil hê jy moet vandag vanuit daai lens na die nagmaaltafel toe gaan, dat dit vanuit 'n plek is van dankbaarheid, dat sy liefde die na ons lewens toe gebring het, dat dit ons lewens eerstens verander het vir altyd, maar ek wil hê jy moet so 'n bietjie verder gaan, en net ook sien, dat daai tafel ook praat van die feit, dat dit nooit net by my lewe kan stop nie, is that we would also be generous with it. Maak nie saak hoe klein dit voorkom nie. En dan so vanuit ons tydjie by die tafel, wil ek vir jou vra, draai na so 1 of 2 mense toe wat om jou staan. En kom ons vat net 'n oomblik van gebed waar ons vir die Here dankie sê vir dit wat sy liefde hierdie jaar na ons lewens toe gebring het. Kies om stil te staan. Kies om dit raak te sien. Kies om net weer herinner te word van al die amazing goed wat ons elkeen het. Maak nie saak hoe sleg ons partykeer beleef dit met ons gaan nie en wat die omstandighede is nie. Dat daar altyd meer goed sal wees waaroor ons dankbaar kan wees. En kom ons vat daai moment en sê net, Here, dankie dat U my nie net kom vergewe het met U bloed nie. Dankie dat U my nie net skoon kom was het nie. Dankie dat U my nie net kom regverdig verklaar het daardeur nie, maar dankie ook dat ek in elke dag as ek wakker word en daai bed uit klim, U liefde kan smaak, U liefde kan beleef, dat dit 'n realiteit is in my lewe. Dankie dat U liefde nooit opgee nie, maar kyk ook saam met my vandag vorentoe in daai tydjie van gebed en vra die Here, Here, of dit nou in my verhoudings is, of dit by my werk is, of waar ook al, wat beteken U liefde nou in my hand vir 'n volgende? En kom lei my en kom wys my wat U liefde wil doen. Kom ons vat so 'n paar minute met nagmaal en net 'n lekker tydjie van gebed en net suiwer the impact of His love. Kan ons dit doen? Jy is so welkom.